Halleluja. Halleluja. Dankie dat elkeen van u wat gehoorsaam was aan die stem van die Heilige Gees en vanoggend kom ontvang het. U kan die sitplekke neem. Baie dankie daarvoor. Hierdie was nie 'n beplande deel van ons diens gewees vanoggend nie, maar ons hier in Lofwoord is ons gehoorsaam aan die leiding van die Heilige Gees. En ek glo dat die Here vanmôre met mense ontmoet het wat vanoggend 'n ontmoeting met hom nodig gehad het. Familie, voordat ons oorgaan na die hoofmaaltyd van die dag, en dit is natuurlik die doop, gaan ek so 'n bietjie met u gesels oor hoekom is dit nodig om gedoop te word. Want doop is nie jou redding nie. Wedergeboorte is jou redding. Die dag wanneer jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, dis die dag wat jy weet jy kry 'n ewige lewe. Maar hoekom dan nou doop? Hoekom plaas ons so fokus op doop en hoekom hou ons 'n spesiale diens uit vir mense om gedoop te word? Terwyl Jesus eenmalig gesê het, bekeer jou en laat jou doop. Nou vanmôre wil ek deur Jesus se voorbeeld vir julle wys, hoekom moet ons gedoop raak? Lees saam met my in Matteus 3, vers 13 tot 15. Toe het Jesus van Galilea na Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. Nou dink net vir jouself, as Jesus hom laat doop het, hoeveel te meer nie ek en jy nie. Dis sy voorbeeld wat ons volg, nie 'n mens se voorbeeld nie, nie 'n kerk se voorbeeld nie, nie 'n konstitusie se voorbeeld nie, die voorbeeld van Jesus. Want dit was sy hoofdoel hoekom hy op aarde geloop het, om vir ons te leer hoe om te leef en om te doen. Maar nou die waterdoop, hoekom spesifiseer hy die waterdoop? Waterdoop simboliseer die dood, begrafnis en opstanding van Jesus. Onthou, wedergeboorte is wanneer ek my hart vir God gee en hierdie ou sondige mens aflê, omdraai van my verkeerde lewe af, my sondige lewe en vorentoe stap in 'n nuwe rigting in, saam met die Here. Dis wat die waterdoop simboliseer. Ons onderdompel jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die ou mens word begrawe en die nuwe mens staan op saam met Jesus Christus. Maar baie van ons glo dat dit is ons redding, maar dit is nie. Wedergeboorte is jou redding. Wedergeboorte, daai bekering, daai neem Jesus die Seun aan, want die Vader sê, jy kan nie na die Vader toe gaan behalwe deur die Seun nie. Daar is nie vir jou ander verlossing nie. Jy kan nie van die doop 'n religion gaan maak nie. Redding deur Jesus Christus, aannemer van hom, dit wat hy op die kruis gedoen het, dit is wedergeboorte. Dit begin daar. Maar wanneer ek my laat doop in water, dan wys ek publicly vir almal en sê, kyk, die ou mens word begrawe en die nuwe mens staan op saam met Jesus. Ek lewe saam met hom nou. Ek begin in 'n verhouding met hom loop. Ek gaan nie meer terug na my ou weë nie. Ek loop nou 'n nuwe pad. Ek gaan as 'n babatjie begin, treetjie vir treetjie, slukkie melk, maar ek gaan in 'n verhouding met God leef op 'n dag en dan begin ek vaster spyse eet en daarna eet ek lekker sulke steak soos wat die woord van my begin oopgaan. Broer en suster, die doop is 'n stap van gehoorsaamheid. En die Bybel praat vir ons baie duidelik in sekere plekke dat daar's 'n sonde teen die Heilige Gees nie vergewe kan word nie. Baie mense het dit al probeer uitklaar en gesê, wat is dit? Dis ongehoorsaamheid. As God met jou praat en jy luister jy na die Heilige Gees en dan is jy ongehoorsaam. Dis die sonde teen die Heilige Gees. En as die Here dan sê, bekeer jou en laat jou doop, hoekom nie ek en jy nie? Ons het so 2 weke terug by die kragstasie die oggend, het ons almal 'n bietjie gedeel oor hoe en waar ons gedoop is. En dit was baie interessant om na almal te luister, wat hulle vertel, ek is op daai ouderdom, hierdie ouderdom, daai ouderdom. Ek onthou ek was 16 jaar oud gewees, maar toe ek eers gevul met die Heilige Gees en daarna het ek die Here deur die doopwater gevolg, in Oudtshoorn in die winter. Het was lekker koud geweest, diep water, net so diep. Maar die stap van gehoorsaamheid beteken ons buig voor die wil van God, want hy praat daarvan om alle geregtigheid te vervul.
Met ander woorde, ons moet regverdig voor die Here staan en sy voorbeeld volg. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wedergeboorte. Bekeer jou en laat jou doop. 'n eenmalige opdrag. Ek het al so gewens dat 'n dag as iemand tot bekering kom, wil ek sommer net op 'n plek kan vat en sommer net dadelik gaan doop. Dat ek weet daai eenmalige opdrag word uitgevoer. Hoekom doen ons dit in die kerk so? Want dat mense kan sien, dat jy kan bely voor mense, ek volg Jesus deur die water, soos wat hy gedoen het en Johannes toe gegaan het. Nou ongelukkig, familie, is daar baie keer mense wat gedoop moet word, dan sê hulle, maar ek is nie reg nie. Onthou, reg gaan jy nooit wees nie. Ek sê dit baie van die preekstoel af. Jy gaan nooit reg wees voor jy doodgaan nie. Want jy's 'n proses, so Johnny het dit vanmôre mooi vir my genoem, ek streef na. Ek streef na heiligmaking. Jy is nie heilig nie. En as iemand vir jou sê, jy is heilig, bel asseblief vir Afpop, laat hom kom haal, want eintlik is hy dan dood. Niemand is heilig nie. Jy streef na heiligmaking. God is heilig. En jy moet daar vrees vir hom hê omdat hy heilig is. Nie bang wees vir hom nie, maar respek hê vir God, want God is heilig. En as sy woord vir jou sê, jy moet na my toe kom deur Jesus, dan is dit 'n heilige woord wat na jou toe kom en jy moet dit glo en jy moet dit doen en gehoorsaam wees. Maar moenie sê ek moet reg wees nie. Want jy is nie reg nie. Net soos wat daar in my lewe nog baie verandering is vir die Heilige Gees moet doen, so is daar in elkeen van ons se lewe baie verandering wat ons God se Gees moet toelaat om in ons te werk. Streef daarna. Waterdoop red ons nie en dra nie by tot ons verlossing nie. Dit is egter 'n teken aan dat ons aan die wêreld erken dat Jesus Christus ons verlosser is. Amen. Jesus Christus is ons verlosser. Niemand anders nie. Dit maak nie saak wie wat sê, en wat 'n president die land regeer, of wat 'n regering die land regeer, of wat my man of my vrou of my kinders of my familie of almal sê nie, maar Jesus Christus moet jou verlosser wees. Dan gaan jy die ewige lewe beerwe. Dis ook simbolies van die feit dat die ou mens sterf, en ons as nuwe mense opstaan in Christus. Romeine 6 vers 4 sê vir ons die volgende. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat beteken 'n nuwe lewe kan wandel? My ou gedrag moet verander. My aksies moet verander. Die woorde wat uit my mond uitkom, moet verander. Nou sê my, ek kan nie, jy kan nie jouself nie. Daar's niks wat jy in jouself kan verander nie, maar deur die werking van die Heilige Gees binne in jou, kan daar verandering plaasvind. En kom ek maak julle nou goed skrik vanoggend. Daar's nie 'n ouderdom waarop jy nie kan verander nie. Die Heilige Gees werk met enige ouderdom. Van 6 tot 106. Jy kan nie sê, ja, maar ek is te oud om te verander. Die Heilige Gees kan daai sleg wat in jou is, nog altyd uithaal en mooi in sit. Die verandering wat kom is, as ek in 'n gesprek staan, waar mense skinder, dan skinder ek nie saam nie. As ek in 'n gesprek staan, waar mense die Here se naam uitelik gebruik, dan sê ek, jy praat nie so van my pa nie. Dan is ek die een wat uitstaan, nie saamvloei nie. Dis verandering. Verandering kom wanneer ek nie reg met my finansies werk nie, en die Heilige Gees praat met my en sê, moenie daai kar koop nie, dan luister ek. Verandering kom wanneer ek op iemand wil skree en die Heilige Gees vir my sê, moenie, omdraai, wegstap, kalm raak en dan eers gaan praat. Dis verandering. En weet jy weet wanneer jy verander. Jy weet wanneer God begin om die vrug van die Gees sigbaar in jou lewe te maak, wanneer die mense om jou begin het raak sien. Dis nie net 'n verandering aan die binnekant wat toegemaak en toegesmeer kan word en toegebou kan word nie. Wanneer God se Gees jou verander aan die binnekant, is dit buite sigbaar. Mense begin dit in jou lewe raak sien. En mense gaan jou begin vra, hoorie maar, in daai omstandighede sou jy nou dit gedoen het, nou doen jy dit nie, hoekom nie?
Dis 'n geleentheid vir jou om te praat van, is Jesus jou verlosser? Woon die Heilige Gees in jou wat die verandering bring? Dis 'n elke dag verandering en situasie. Woensdagoggend toe ons by die kragstasie kom, toe ek hier instap, dink ek, ek wonder hoeveel mense gaan hier wees, en ek gaan sit daar, en ek kyk so deur die Bybel, en ek wag vir die dames om te kom, en hulle kom in, en weet jy familie, elke een wat deur daai deur stap, sê vir my die volgende, ons is so bly, ons is vanmôre hier. En toe hulle dit vir my sê, toe besef ek, maar God het 'n afspraak met ons vanoggend. Vir elkeen wat so met daai verwagting ingestap het, dis omdat daar 'n afspraak met ons is vanoggend deur die Allerhoogste. The one that I'm highly favored with. En ons het 'n wonderlike kragstasie gehad woensdagoggend. Dat ons het daar gesit en ons wou nie loop nie, ons wou net aanhou gepraat het en oor die grootheid en die goedheid van God en dit wat God in ons lewens doen en openbaar, ten spyte van ons moeilike omstandighede. Want die een van ons wat daar gesit het, het geen probleme gehad nie. Nie een van ons nie. Ons almal het gesukkel met situasies in ons lewe, maar die teenwoordigheid van God en dit wat God ons mee bedien het uit die woord uit, het ons so gevoed, dat ons in blydskap en vrede by die deur uitgestap het. Dis waarvoor 'n kragstasie belangrik is. Die wil van God vir jou lewe, Johannes 3 vers 3 sê vanmôre vir my. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Familie, dis nie die doop wat gaan maak dat jy die koninkryk van God sien nie. Die doop is gehoorsaamheid. Begin by wedergeboorte. Dit begin by daardie oomblik en daardie dag toe jy besef hier in jou hart, ek kan nie sonder God lewe nie. Ek moet my lewe met die Here regmaak. Ek moet nuut begin en oorbegin en saam met God stap. Nou ongelukkig in die wêreld waar ons is die mense wat daai besluit neem. En wat ernstig is met God, daar's baie mense wat jou gaan verlaat. Daar's baie mense wat negatief vir jou gaan praat. Daar's baie mense wat van jou gaan skinder. Daar's baie mense wat jou gaan sleg maak. Want hoekom wil jy jou nou laat groot doop? Maar hulle besef nie wedergeboorte is belangriker as die doop nie. Ek onthou toe ek in die skool was, dat ek in matriek kom, het die beheerraad van hy skool besluit, ek mag nie die hoofmeisie wees nie, want ek sal die mense vertel van die groot doop. Ek het toe al so baie gepraat. En hulle wou nie gehad het, dat ek raak nie 'n kerk af, jy verstaan my mooi, maar die tradisionele kerke wat nie die groot doop goedgekeur het nie, hulle wou nie gehad het, ek moet die kinders anders vertel nie. Percy, toe hy sy groot gedoop is, toe kom sê hulle vir hom in sy werk, jy besef nou, jy is in die verkeerde kerk, jy gaan nie meer promosies kry nie. Toe sê, nee, wat die Here is met my, ek gee nie om wat julle sê nie. En hy het elke jaar nog die promosies gekry wat hy moes gekry het. Want wedergeboorte was waar ons begin. En in gehoorsaamheid volg ons die Here deur die groot doop. Romeine 8 vers 27 sê, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Familie, dit begin by wedergeboorte. Die dag toe ek my hart vir die Here gegee het as 'n 6-jarige dogtertjie, ek het nie geweet wat my lewenspad vir my inhou nie. Ek het nie geweet dat daar 'n ouderdom in my lewe kom wat ek verkragt sou word nie. Ek het nie geweet dat daar 'n tyd in my lewe sou kom waar ek in so 'n ernstige motorongeluk was dat hulle gedink het ek gaan sterf nie. 2 maande en 2 dae in die hospitaal gelê. Ek het nie geweet dat ek in 'n huwelik 21 jaar vasgevang sou wees van verbal abuse nie. Ek het niks van my goed geweet nie. Ek het nie geweet dat ek die res van my lewe sou moes deurgaan met sekere nagevolge as gevolg van 'n motorongeluk nie. Maar die dag toe ek my hart vir die Here gegee het ek geweet ek sal nooit meer alleen wees nie. Deur alles was hy daar vir my, saam met my en in my. En hy het my nog nooit begewe en nog nooit verlaat nie.
En daai wete staan ek elke oggend op, soos Dawid gesê het, met my God loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur. Daar's niks wat hierdie dag vir my kan oplewer, wat God my nie deur sal help nie. Wedergeboorte. Moenie vanmôre net in die doop vaskyk en sê, ja, dit is waar my oorwinning lê nie. Die oorwinning lê by wedergeboorte. Wegstap van die ou lewe, in 'n verhouding met God stap. En ek gaan dit aanhou sê, tot die Here my by julle wegvat. Bybel lees, bid elke dag van jou lewe. Maak daai tyd met God. Ek moes op 'n stadium van my lewe my wekker stel. Ek het van 5 uur in die oggend gewerk, tot 11 uur in die aand, vir 5 jaar van my lewe. Ek was net Sondag af. En om tyd met God te maak, moes ek vir my 'n wekker stel, dat ek vroeër kan opstaan en my Bybel kan vat en kan bid. Maar ek het geweet, hy is met my. Ek het nou die aand onthou ek weer die een spesifieke oomblik wat ek in my kombuis gestaan het. En deur hierdie moeilike finansiële ketting wat ek gegaan het. Maar iemand na aan my het deur 'n baie moeilike pad gegaan het, en ek daai aand kon ek nie slaap, nadat ek gehoor het van hierdie pad wat hierdie mense moet stap nie, want dit was baie erg. En ek het daai nag vir hulle gebid en ek het niks gestaan. Die volgende môre was ek so moeg, ek wou nie opstaan uit my bed uit nie, maar ek weet ek moes gaan melktert maak. Want ek moet vandag koop ander stukkie vanaand kos om te eet of petrol om in my kar te gooi nie. En ek het opgestaan en ek het kombuis toe gestap. Ek het outomaties net die goed begin doen wat ek maar moes gedoen het. En terwyl ek so staan en werk, kom daar 'n liedjie in my hart. God gebruik dit wat hy weet jy vir lief is. Vir my is dit sing. En ek dink ek gaan nie sing vanmôre nie. Ek is te moeg, ek wil nie sing nie. En die liedjie kom die tweede keer. En die liedjie kom die derde keer. En ek begin terwyl ek hy melk so roer, begin ek dit saggies sing. God on the mountain, He's still God in the valley. God of the day, He's still God in the night. God of the good times, He's still God in the bad times. God of the day, He's still God in your night. Toe weet ek daai oggend, ek wat so moeg en lam en tam is, die Here is by my. En in daai oomblik toe ek hy liedjie begin sing, broers en susters, te voel ek hoe die Here so op my toesak. Dit is amper asof my so toevou en my so optel en vashou, en ek begin in tale praat en die krag en die vuur van die Heilige Gees vloei deur my, en ek stap in hy kombuis, ek het al hy goed klaar gemaak, ek weet tot vandag toe nog nie hoe ek dit gedoen het nie, want ek was die hele tyd besig om die Here te loof, en ek weet, Here, dit maak nie saak wat my omstandighede is nie, U sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie, van die dag wat ek my hart vir U gegee het. En daai hele dag was ek onder die krag van God se Gees. Ek staan daar en spar. My verstand sê vir my, hierdie mense gaan dink jy's mal as jy in tale praat. My mond praat net in tale, want my gees vloei. My gees vloei. Vandag wil ek vir jou sê, ek ken nie al jou omstandighede nie. Ek weet nie waarna jy terug gaan as jy nou by jou huis instap nie. Maar ek vir jou sê vanmôre, van die oomblik van wedergeboorte af, as jy Jesus Christus aanneem en erken as jou saligmaker en jou verlosser, is jy nooit meer alleen nie. Jesus saam met my, in my en ek in hom. Ek wil vir 'n demonstrasie doen vanoggend. Wetenskaplik bewys. Sonde kom in ons lewens in en mors met ons. Want ons laat dit baie keer, laat ons dit toe. Hierdie stel my lewe voor. Maar ek laat sonde in my lewe toe. Nou word my lewe vuil. Maar dan kom die Heilige Gees, die Here in. En hy begin sonde skoonmaak. Hy verlig dit heeltemal sodat niks meer sonde in my is nie. Sien jy, word ek skoon gewas deur die bloed van die lam.
wanneer ek in hom ingaan, en hy in my, dan kyk die Vader na my, dan sien hy is skoon. Daar is nie meer sonde in my lewe nie. Dit gebeur die dag van wedergeboorte. Dan kom woon die Heilige Gees in jou. En dan kom maar 'n dag waar daar mense is wat vanoggend sê, vandag wil ek Jesus deur die doopwater volg. En ek gaan hulle name uitroep en ek gaan dan vra dat hulle hier voor by my kom staan met hulle gesig na die gemeente toe. Michelle Ritchie. Caroline. Kyk net so na die gemeente toe asseblief. Riet Potgieter. Nastasia Beseidenhout, die meisie met die mooie naam. Meredith Isaac. Staan niet dit, staan niet dat. Okay. Meredith. Diana Kraus. Hester Skeepers. Jy sal sien in familie dat ouderdom maak nie saak by wanneer jy wil die Here deur die doopwater volg wanneer jy hom aangeneem het nie. En ek wil vanmôre baie eerlik met u wees dat ek het nie vir een van die mense wat hier voor staan gaan sê, hoorie, jy moet gedoop word nie. Nooit nie. In al die tyd wat ek in Lofvoort is, het ek nog nooit vir iemand gedoen nie. Mense kom na my toe en sê, pastoor, die Heilige Gees het my oortuig. Ek moet hom Jesus deur die doopwater volg. En hierdie vrouens, ons het nou al gesprekke gehad met nou met my aan en hulle is opgewonde, hulle kon nie slaap nie want hulle wil gedoop raak. Diana, opgewonde. Nastasia, Meredith, Hester, Michelle, Reed sê vir my Saterdag, ek het my huis gekry by Lofvoort en daarom wil ek hier gedoop word. Nou ek wil vanmôre vir hierdie mense net 2 of 3 vrae vra. En u as gemeente is vanmôre getuie met wat hulle antwoord. En onthou, u moet hulle nou begin lief hê. Nie oordeel nie. Ons moet hulle lief hê en hulle intrek in hierdie familie in. Ek wil vir julle elkeen vra, kan julle sê dat julle wedergebore is? Halleluja. Het enige iemand julle gedwing om vanoggend gedoop te word? Is julle bereid om in hierdie familie opgeneem te word? Dis jy dink oor hy ja, né? Dis amper soos 'n man voor 'n preekstoel as hy trou oor die beloftes. Jy moet onthou wat hy beloof. En dan die laaste vraag wat ek julle wil vra is, indien een van julle links of regs afwyk van die beginsels van die Here, sê julle vanoggend, dis reg, ek kan met liefde na julle toe kom en julle kom reg help. Halleluja. Familie, steek julle hande uit na hulle. Ons gaan vir hulle bid voordat hulle die Here deur die doopwater gaan volg vanoggend. Hemelvader, vanmôre wil ek vir u dankie sê vir elke persoon wat vanoggend hier voor u staan, wat gesê het, ek kies om gehoorsaam te wees aan die voorbeeld wat Jesus Christus vir my gestel het. En daarom vanoggend, Here, volg ek deur die doopwater en ek erken vanmôre dat daar 'n dag van wedergeboorte is, dat ek weggestap het van my ou lewe en dat ek besig is om in 'n nuwe lewe met Jesus Christus te stap waarin ek streef na heiligmaking. Here, ek vra dat u hand van bewaring op hulle elkeen sal hou, dat waar hulle ook al gaan, hulle altyd sal weet, hulle is nooit alleen nie, maar die Here is saam met hulle, in hulle, met hulle en hulle in hom. Dankie dat ons as familie vir hulle gaan liefde gee, vir hulle gaan omgee, hulle gaan nader trek, Here, en dat Lofwoord altyd 'n veilige hawe vir hulle sal wees. Dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Nou dames, julle kan almal onbeweeg daar na die kamer toe, reg agter Rolien aan. Familie, ek wil vir julle sê, julle hoef nie op te staan en nader te beweeg in die doopbad nie. Matilda gaan kom en sy gaan vir ons dit op die skerm gooi, so julle sal mooi kan sien wat ek met hulle aanvang.
Ons doen dit so klein bietjie anders vanoggend omdat ons met van die recycle dew werk. Die water is minder, die metode is 'n bietjie anders, maar ons gaan hulle nog steeds 3 maal onderdompel en hulle gaan die stap van gehoorsaamheid volg. Ons gaan 'n bietjie musiek speel, gee ons net kans om aan te trek, dan sal ons aangaan met die diens. Glory to God. Glory to God. Dis hoekom ons bid vir die redding van siele. Jy moet kyk die bank waar jy sit hier langs jou. Moet volgende keer ook so jubel en jy. Kan ek 'n amen kry? Amen. Halleluja. Op grond van jou eie getuienis en omdat jy die Here liefhet, loop ek in die naam van die Vader. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Red, op grond van jou eie getuienis, doop ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Halleluja. Glory to God.
Meredith, dit is my groot vreugde vandag om jou te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Michelle. Ek is so hastig om haar te doop, ek vergeet haar naam. Michelle, op grond van jou eie belydenis doop ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die water is ijskoud, maar het is vuurwarm as hulle hier uitklim. Nastasia, dit is vir my 'n wonderlike voorreg vanmôre om jou te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Halleluja! Glory to God. Familie, ons loof die naam van die Here vir elke persoon wat die Here vanmôre die doopwater gevolg het. Ek nooi u, kom ons drink koffie na die tyd, kom ons gesels, kom ons kuier. Ek gaan vir Lionel vra om sommer net hier vir ons af te sluit met gebed. Die Here seën julle, onthou volgende Sondag, familiediens, bring iemand saam. Maak die sitplek langs jou vol volgende Sondag. Amen. Kom ons staan, ons lê dus die oë. Ons dierbaar Hemel Vader en Heilige Gees, ons kom vanmôre, Here, om al die lof, al die eer en te gee vanmôre, Here. Here, van die woord tot die sang wil ons net vir U dankie sê, Here. Ek wil vanmôre kom, Here, en sê dankie vir elke doopkandidaat wat deur die water gegaan het, Here. En ons wil hulle vanmôre, Here, as 'n familie voor U opdra vanmôre, Here. Ek wil vra, Here, as hier nog mense sit vanmôre hier wat nog nie deur hierdie water gegaan het, Here, laat hulle vanmiddag sal sit en met U praat, en die Heilige Gees met U praat, my Vader. As daar mense moet wees wat U moet aanneem, my Vader, dat hulle sal kom om U aan te neem, my Vader. Here, ek wil vra, seën elkeen vanmiddag, Here. Seën hulle waar ons uit mekaar uit sal gaan. Ek wil vra nou, Here, Jabes se gebed op hulle, my Vader. Vergroot hulle grondgebied waar hulle op beweeg, my Vader. Here, as dat tekort kom in hulle huise, my Vader, waar tekort kom, dat U hulle ryklik daardeur sal seën en die poort van die hemel sal oopmaak oor hulle. Here, ek bid vanmôre en vra, Here, wat U hand van hulle hoof tot hulle sole sal wees, Here, en hulle onder U salwing sal uitbeweeg, Here, dat hulle nie kan wag om weer môre by mekaar te kom en wag vir Sondag en wag vir die kragstasies in Vader. En ek vra dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in Jesus naam. Amen en amen.